Ek wil graag 'n paar spesiale stories aanraak uit Suster Kokkie se biografie, Suster Kokkie, A Full Life in Service. Met die skryf van hierdie biografie was Suster Kokkie baie ernstig. Dit moet die waarheid wees. So, sy het seker gemaak dat alles wat vertel word, en dit is 'n verhalende styl, dat dit feitelik korrek is. Wat vir my in besonder opgeval het, is haar worstering as 'n jong dogter van 17 jaar oud, toe sy haar roeping ontvang het as sendingverpleegster, en sy gewonder het of sy sal kan volhard, totdat sy vrede gekry het, dat die Here haar gaan gebruik, net soos sy is, want dit gaan nie oor haar nie, dit gaan oor hom. Wat ook baie interessant is hoe sy in haar voorbereiding om sendingveld toe gegaan het, in die Transkei aangeland het in 1947, met die trein en 'n fiets en 'n naaimasjien saamgeneem het. Een van haar grootste onnugterings was toe sy op Islimela sendingstasie aankom vir haar oriëntering, waar my pa, Dominee Piet Smit, vir haar moes leer om perd te ry, want haar fiets sou haar nêrens bring in die heuwelagtige gebied van die Wildekus van die Transkei nie. Dr. Niek Geldenhuys het in die hospitaal vir haar weer oriënteer van hoe sy met min voorrade in afgeleë gebiede in diens as verpleegkundige sou moes lewer, waarvoor sy nie altyd opgelei was nie. Maar sy was 'n vindingryke vrou. En in haar verhale vind 'n mens nogal met verstomming hoe sy met min voorrade en moeilike omstandighede altyd 'n plan moes maak. En deurgedruk het en volhard het. En as sy moedeloos geraak het, het sy maar net dood eenvoudig weer gaan bid en vir die Here raad gevra. Dis werklik heerlik om te lees hoe die Here vir haar altyd onderneem het. En dan ook haar taalstudie. Dit was nou een van die groot uitdagings van Suster Kokkie, om Xhosa te leer praat. Xhosa is nie 'n maklike taal nie, hy het vreemde klanke. En dit het al haar deursettingsvermoë gekos om dit baas te raak. En tog het sy dit so goed kon praat, dat sy selfs in haar aftreejare die evangelie van Jesus kon deel met kinders in plakkerskampe